Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en waar jy ook al in die wêreld mag wees, is dit wat ons vir jou vir vanoggend toewens en ook natuurlik 'n goeie en 'n good day. We are going to praat about rugby now. En wie beter om saam met ons te gesels as ons gunsteling rugby smaakmaker Wesley van Rugby Kans op Instagram. Môre Wesley, baie dankie dat jy so vroeg by ons aangesluit het. Ons waardeer jou tyd, ou maat. Goeiemôre, hoe gaan dit? Gaan dit goed? Uitstekend, jy. Ja, nee, fantasties, baie lekker. Baie dankie vir die mooi woorde. Ek dink ek het al oor die woord smaakmaker gehoor nie, so dis een vir die woordeboek vir die toekoms. Wel, ons tannie hier wat ons Afrikaans altyd check, sy gaan my skiet, is Elsa. En sy sê dis die regte woord. So, as Elsa so sê, dan is dit so. Neem maar my woord daarvoor. Net voordat ons begin gesels, kom ons wys gou-gou vir ons kykers presies wat 'n smaakmaker nou eintlik doen. How big is the rivalry tour for South Africa and the 43-man team selection? One, like Nicholas Lowe in 2004, this tour is massive, okay? The last time we did this was in 96, and we lost against New Zealand 2-1 on our home soil. That day I almost saw my dad cry. South Africans were more upset than when Marlena got possessed in Days of Our Lives, okay? Losing this would be like a vegan potjiekos competition in Uppington. A lot of people would be disappointed. Two, I think people forget how long this year is. One, we're playing four bruising games against New Zealand, one of which we're playing in the USA. But sin, Mark, but like a tattoo of your ex, ons gaan dit nou maar accept, okay? Then we have to go to Europe to play 4 more games. So whoever hasn't been picked for this tour, I'm telling you, we'll go to Europe in the end of the year, and a lot of these oaks will be rested. So trust in Rassie, man, dis rappie. Wesley, ek wonder net altyd, waar kom al daai lyne vandaan? Dink jy voor die tyd daaraan, of kom dit maar net natuurlik, organies, as dit ware? Ek moet eerlik wees, ek is geseën. Dit kom regtig net natuurlik na my toe. As jy met my ma praat of enigiemand sê dat die kind het al van 'n jong ouderdom af, hy kom met spooke in sy kop op. So soms kom hy idees, sê maar nou ek loop in checkers rond, dan kom hy idee na my toe, dan sal ek 'n nota maak, maar dit kom maar net so natuurlik na my toe. Ek's gebore met 'n tong. Dis 'n talent nie waar nie? Ja nee, dit is maar uit baie moeilikheid uitgekry en hy is maar net lekker om mense te laat lag. Ja, maar ek is seker dit het jou 'n paar keer in die moeilikheid ook ingekry, nie waar nie? Jomma, laat ons nie daaroor praat, daar is weer 'n hele ander hoofstuk van 'n boek. Daar's wat daai waar die mense my nie smaakmaker sou noem nie. Kom ons gesels oor jou gunsteling sport en dit wat jy doen. Ek neem aan daar's baie huiswerk wat daarin gaan, want mens weet nie alles soos wat jy weet as jy nie gereeld rugby kyk nie en bybly by die skedule en by alle nuus in en om die spel nie. Ja nee, dit is 'n feit. Ek meen ek het 'n baie lekker werk. Ek geniet my werk, maar soos jy sê, ek meen naweke eintlik kan ek nie enige plek heen gaan nie, want ek moet konstant rugby kyk, jy moet die hele tyd artikels lees, jy moet bly by die loops en Rassie se spankeuses en die Argentina URC Currie Cup, nuwe upcoming spelers. So ek meen my groot, jammer Elsa vir my Engelse woord, my red flag is, as enigiemand my wil begin 'n date of enigiets te sê, ek van die begin af, ek kyk baie rugby. En glo my, daar is baie rugby. Ek is so jammer om te hoor. Ek is so jammer om te hoor oor hierdie kruisiging. Ja, dis alright. Maar ja, nee, ek geniet dit. Wesley, as jy nou ernstig is vir 'n oombliekie, dit is 'n lang seisoen vir ons vanjaar, maar terselfdertyd ons sien dat Rassie hierdie rus-sisteem so verskriklik goed inwerk. En dit gaan beteken dat aan die einde van die jaar gaan ons 10 teen 'n ander span sien wat uitdraf. Hoe sien jy daai ding en hoe maklik of al aan die ander kant moeilik is dit vir Rassie om dit by die spelers te laat posvat? Nee, die ding met Rassie is, en ek dink ons almal weet dit al van Rassie van die begin af, hy speel oop kaarte. Jy weet met Rassie waar jy staan. En soos jy almal sê, en ek dink almal moet besef, ons A-span, nie dat daar enige konteks of numbers op die ouens is nie, gaan nou die All Blacks aanpak in die Greatest Rivalry Tour, en dan sal ek sien vir die Europa, want jy gaan nie 4 games na mekaar teen New Zealand speel en dink daai ouens gaan nie
beseerd wees, moeg wees. So ek dink in die einde van die jaar, die Europa Tour teen Italië, Ierland, Frankryk sal weer al die French spelers wees, die Evan Rose, die Papiere, al daai manne wat dan ook dan weer hulle stempelmerk kan opsit vir volgende jaar se wêreldbeker. En ek raak smal klaar weer opgewonde, net dat ek raak al weer opgewonde vir die einde van die jaar se toer. So, manier om dit laat begin, want dan ek sit nou weer die hele oggend weer en kyk sommer net rappie highlights. Ek hoor jou. Ek was snaaks genoeg by daai 96 toets op Loftus toe Zinzanbroek 'n skoppie oorgejaag het om net nog 'n ekstra spyker in die kus te sit. Wat dink jy is ons kanse om hierdie reeks teen Nieu-Seeland te wen hier in Suid-Afrika? Ek sal sê dit is best wat dit nog ooit was, maar ek dink dis waar dalk die probleem is. Ek meen soos jy weet met die 97 British and Irish Lions Tour en al daai goed is 2011 wêreldbeker, ek daar was 'n referee betrokke, maar dat ons nie daarmee aangaan nie. Dalk moet 'n mens net, maar dis wat lekker is van ras en ek dink ons almal kan saamstem is hy hou almal 'n bietjie gegrond, maar ek voel ons kan baie maklik met 'n 2-0 opgaan teen Nieu-Seeland. Ek meen Nieu-Seeland kan jy nooit weggooi nie, maar ek sê ons hier het 'n baie goeie kans om 3-1 te klap en ek dink daai laaste enetjie mag dalk net in Amerika wees. So kom ons gaan vir 3-0 in Suid-Afrika. Jy noem die skeieregters. Gee my jou indrukke oor die man met die vletjie. Ek dink dat Rassie mooi ingebring het. Dis wat Rassie net apart sit van almal anders. As hy het mos nou vir Jacob Pieper op sy line-up ook. So hy leer die spelers, die Siya Kolisi's, al die leiers in die span, leer hy baie mooi om te kommunikeer met 'n skeieregter. Plaas van net te gil, is 'n mooi manier om te praat. Ek dink die Nieu-Seelanders het dit al perfek. Die Richie McCaws van back in the day, hulle weet om die skeieregter nader te roep. Maar ek dink die mense moet te veel daarop sit nie. Ek dink as jy jou spel reg speel en jy kry die punte, behoort dit nie daar te gaan nie. So ek meen ek hou nie van veral as Suid-Afrikaners so die skeieregter beklei nie. So kom ons blaas hulle net uit die water uit van begin tot einde en dan kan hulle maar gaan koffie drink. Ek wil graag hoor, wat dink jy van die Curriebeeker? Wie dink jy gaan op die ou einde in die eindstryd wees? Kom ek gee jou 2 kansse vir 'n raai hier. Jy kan nie op die oomblik. Jy sien dit is moeilik met die Curriebeeker. Ek wil nie my Unie weggooi WP nie. Maar is net hulle sit so 'n jonger span in besig. Dit het so vir die groter Unies amper meer soos 'n waar jy train om hulle bietjie meer op te gaan. So ek gaan weer gaan vir Griquas. Jy kan nooit die Griquas weggooi nie. En 'n hoop net om vir ek hou van 'n underdog storie. Ek hoop die Cavaliers, hulle het so mooi rappie gespeel die naweek. Hulle gooi die bal rond en ek hou daarvan. Is lekker champagne rappie so. Ek hoop Griquas Cavaliers sal vir my 'n baie lekker finaal wees. Ai, daar stel jy my nou te leer. Jy het nie eers my Unie genoem nie. Daar gaan die Cheetahs se kanse. Wesley, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit lekker om met jou te gesels. Ons gaan jou dophou. Bly ingeskakel want ons is net hierna terug met Wenzel en ek weet nie of dit iets met versekering te doen het nie, maar sy liedjie Verseker Beter is net hierna op Goeiemôre, Good Morning.